En ek gaan net ek moet nou 1 lees, 1 en 2 vir die lees. Ek gaan net 'n gedeelte van die 2de vers saam met die deel. Johannes 15 vers 1 en vers 2. Laaste onderwys van die disippels, innige vereniging van Jesus en sy disippels. Vra vers 1, ek is die ware wynstok, my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Die gedeelte waar ek met die kortliks gaan deel is, die tweede gedeelte van vers 2. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Engelse gedeelte sê vir my so mooi man, every branch that bear fruit, he pruned. Afrikaans is dit snoei. He pruned that it will be even more fruitful. Here seën die lesing van sy woord om sy naam se wil. Ek gaan ons Suster Dolly vra om die woord van die Here vir ons te kom seën. Kom ons sluit ons oë. Here, dankie vir die woord. Laat dit vandag lewend wees in ons harte. Seën die prediker, laat die Heilige Gees lei en laat die boodskap vrug dra in ons lewens. Maak dit harte verander, vertroos en rigting gee. Ons vra dit als in die naam. Amen. Ons sê dankie vir Madol, vir die woord van die Here wat geseënd is. Ek gaan kortliks met die deel oor die woord van die Here. En vanoggend begeef ek my op 'n terrein waar ek nie so baie kennis van het nie. Ek dink ons oudie, Anthony en Doris sal seker meer weet wanneer dit kom by landbou of by grond en die groei van plante. Maar jy weet, om 'n goeie kwaliteit druiwe te kry, om 'n goeie kwaliteit wyn te kry, dink ons weet dit wyn word van druiwe gemaak, moet daar sekere dinge wees wat reg is. Anders gaan ons nie goeie druiwe of goeie wyn kry nie. Ek dink een of 'n paar van die faktore wat nodig is 'n goeie klimaat. Daar moet genoeg reën wees, oudie, om hierdie boom te laat groei. Ek glo daar moet seker ook bemestingsstowwe en die goed wees om die boom te laat groei. Die grond waarin die boom of die wynstok geplant was, moet ook van 'n sekere gehalte wees of 'n sekere soort grond is. Ek luister, ek hou daarvan om te kyk, weet jy wat die program se naam is, maar dan praat hulle van die skape en die diere. En nou een keer het hulle op die televisie gepraat van die skaap van die Karoo, hoe die Karoo skaap se vleis van die beste vleis is. Want die bossies in die Karoo, die grond wat die bossies gee, is net anderster. En as gevolg van dit kry ons 'n lekker tipe vleis wanneer ons die Karoo skaap eet. En net so met die wynstok, as dit die regte grond is, dan gaan daai wynstok die beste druiwe vir ons gee. Natuurlik kan die wynstok nie op sy eie groei nie. Hy het iemand nodig om na hom om te sien, om te spit, om die onkruid weg te vat en al die dinge. Soos daai dinge daar is, dan verwag ons dat die boom goeie druiwe sal dra. Stem jy saam met my? Want die omstandighede is reg vir hom om goeie druiwe te kan dra. Maar weet jy, daar's een ding wat ons mis wanneer ons kyk na hierdie druiwe
of na die boom en die kwaliteit druiwe wat hy dra. Hy sê hy kan nou al hierdie goed kry, maar as hy nie gesnoei word nie om Nico, if he's not pruned, dan gaan hy nie goeie kwaliteit druiwe wees nie. Hy moet gesnoei word, en vir my is die snoeiproses so snaaks. Hulle sny hy boompieter, hulle sny die takke af, en die blare af, en wanneer hy boom so kyk, dan lyk hy so kaal, het lyk so, nee, maar hy is seker maar besig om dood te gaan, want hulle sny hom letterlik kaal, hulle sny al die takke af, maar as dit nie gebeur nie, dan kan die boom nie goeie kwaliteit vrugte dra nie. Dis nodig dat die boom gesnoei moet word om kwaliteit vrugte te kan dra. Ek kyk op my foon na druiwebome wat gesnoei is en ek kyk hulle so en ek dink 'n mens sal seker dink dat die boom is besig om dood te gaan. Maar tog is dit nodig dat die dele wat verwyder moet word wat die boom se groei negatief beïnvloed. Dooie blare word weggesny, takke wat oorgroei is word afgeknip, bloeisels wat nie reg is nie word afgeknip sodat die boom goeie vrugte kan dra. Daar word gesê dat die boom lewer in sy eerste jaar, die druiweboom lewer hy vrugte somtyds of van 'n sekere jaar en dan is daar net bloeisels oor. En daai bloeisels is 'n aanduiding dat daar goeie vrugte gaan wees. Maar weer eens, om te verseker dat die vrugte reg is, moet daai bloeisels wat nie reg is nie, moet dit afgesny word. En nou kom die woord van die Here tot ons in Johannes 15 en hy sê, hy maak skoon, hy maak die boom skoon, hy snoei hom, sodat hy meer vrugte kan dra. Hy maak ek en jy se boom skoon, sodat die vrugte meer kan wees. Nou is my interessant dat hy sê nie, dat die boom dra nie vrugte nie. Nee, hy dra vrugte, maar God wil hê dat ons meer vrugte moet dra, en meer gesonde vrugte moet dra, wat by die bekering pas. Daarom kom hy somtyds, en hy snoei ons, hy sny af, dit wat keer, dat ons groei kan gee, en meer groei kan gee. Hy sien God gee vir ons ideale omstandighede om te groei. Hy plaas ons hier in Trinity Worship Center sodat ons kan groei. Hy gee vir ons alles wat ons nodig het om te groei. Hy beskerm ons selfs dat die vyand nie kan kom om ons weg te neem nie. Maar hy moet ons snoei as ons wil goeie vrugte dra. Dit wat afsny, wat verhoed dat ons groei. Moontlik groei ons tak in die verkeerde rigting. Ons doelwit of dit wat ons strewe is nie in lyn met dit wat God wil hê ons moet doen nie. Dan kom God man en hy sny hy tak af, want hy sien die tak is nadelig vir die boom. Moontlik groei die tak in die verkeerde rigting of hy groei te veel. God moet kom aan en hy moet hom afknip. Moontlik groei hy glad nie. Daarom moet God kom en hy moet sny, hy moet afsny dit wat verhoed dat die boom vrugte moet dra. Wanneer ons tot die Here kom aan die begin om Nico, dan lyk alles so mooi en lekker. Dit lyk so lekker om 'n Christen te wees en ons is bly, ons is opgewonde. Maar wanneer ons volwasse raak,
En lyk daar kom dinge in ons lewe in wat verhoed dat ons as kinders van die Here groei. Christus wil hê ons moet by een plek bly nie man. Hy wil hê ons moet vorentoe gaan. Ons moet dieper in sy dinge ingaan. En soms gebeur het dat hy dan ons moet snoei om ons reg te kry. Wanneer die vyand kom met al sy dinge, hy kom met siektes, hy kom met verskillende dinge man, hy kom met die sonde, hy kom en hy probeer ons doodmaak, hy probeer om ons van die Here af weg te vat, dan kom die Here op maniere wat ons nie ken nie, en hy wil ons leer wat nodig is, dat ons natuurlijk kan groei. Mens vra soms, Here Jean, Here hoekom gebeur al die dinge met my? Here hoekom gaan dit dan so swaar met my? Here is dit iets wat ek verkeerd gedoen het, Bryce? Het ek miskien 'n misstap gemaak? Hoekom moet dit dan met my so swaar gaan? Weet jy, jy het niks verkeerd gedoen nie. Jy het niks verkeerd gedoen nie. Dit is God wat besig is om te snoei, om die goede wat nie belangrik in jou lewe is nie, om het af te sny, sodat jy vir hom vrugte kan dra, wat by die bekering pas. God kom man en hy maak het, soms is dit pynlik, soms is dit nie lekker nie, maar dit is nodig om gesnoei te word, sodat jy 'n dieper verhouding met Christus kan hê. Dit is nodig om dit af te sny. Soms is dit vriende, wat nie reg is nie, wat God uit jou lewe uit moet neem, en jy wil hulle nog steeds in jou lewe hê, maar God doen dit op 'n pynlike manier, sodat jy van hulle afgesny kan word, sodat jou lewe kan vooruit gaan. Soms moet ons breek van vriende man, soms moet ons breek van hulle, as hulle nie vir ons positief is nie. Waarom gebeur dinge met mense soms? Ek vra myself baie maal die vraag af, waarom gebeur dinge met mense, en 'n mens weet nie waarom dit gebeur nie. Waarom het hy spesifieke persoon gebeur hierdie dinge? En hy kom tot die slotsom gister, dat die Here het 'n doel daarmee. Moontlik is hy besig om bietjie in te lê by die snyskerm, mama. Moontlik is hy besig om in te lê by die snyskerm, om ons te snoei, sodat ons nader aan hom kan kom, sodat ons kan meer vrugte dra. As een meisiekie, en ek gaan nie haar naam noem nie, ek is baie lief vir haar. En wanneer ek na haar lewe kyk, dan kan ek amper huil. Haar familie het haar versaak, hulle speel nie 'n rol in haar lewe nie. Haar ouers speel nie 'n rol in haar lewe nie. Sy is alleen. En ek dink is 'n lang tyd al moet sy maar haar eie battles fight. En ek vra gister vir die Here, hoekom moet dit met haar gebeur? Hoekom nie met iemand anders nie? En weet jy wat die Here se antwoord vir my is? Hy is besig om te snoei. Hy is besig om te snoei. Daai familie is moontlik die familie wat haar van die Here af weghou. Daai familie is moontlik die familie wat keer dat sy in die Here groei. En daarom is die Here besig man om hy familie af te sny, want hulle is nie vir haar voordelig nie. Hulle is nadelig vir haar. Die Here weet watter plan hy vir haar het. Die Here weet watter plan hy vir haar lewe het. Maar as hulle nie prentjie is, dan sal dit nooit gebeur nie, mama. Daarom moet die Here kom en hy moet snoei, hy moet afsny, sodat sy later in die volheid van die Here kan leef, sodat sy later vrugte kan dra, wat die Here wil hê, sy moet dra. Soms kom die Here, Michelle, en die Here neem iemand weg van ons af, man. Soms kom die Here en die dood kom en hy vat iemand weg. En ons baklei met die Here. Here, hoekom doen jy dit? Dis dan die een op wie ek al die tyd staat gemaak het.
Here, dis die een wat vir my voorsien het, Chantel. Here, hoekom doen U dit met my? Weet jy hoekom doen die Here dit? Hy wil hê jy moet op hom vertrou en nie op die arm van die vlees nie. Moontlik vertrou jy te veel op hom. Moontlik maak jy te veel staat op hom en jy vergeet van die Here. Daarom kom die Here en hy neem hom weg, want die Here wil jou nader na hom toe trek. Omdat die Here wil hê, man, dat jy met hom 'n verhouding moet ken. En daai persoon is in die weg van jou dra van vrugte. Soms dan lewe ons soos wat ons wil, man. Soms lewe ons soos ons wil, wat ons wil doen. As manne wat sê, man, ek is net een doodskuldig, maar ek dink julle weet waarvan hulle praat nie. En dan lewe ons en ons doen net wat ons wil, Daddy. Ons vergeet van die Here. En weet jy wat doen die Here dan, Lionel? Hy vat jou en hy sit jou op 'n siekbed. En jy skree uit, Here, jy kan dit mos nie doen nie. Hoekom sit jy my hier in Livingston of waar ook al, op hierdie siekbed? Maar dis omdat die Here met jou wil praat. En hy sien jy's te op en af te sien. Hy het die tyd, jy het die kans. Jy skep die geleentheid om met hom te praat nie. En dan sit hy jou daar op daai siekbed, waar jy niks kan weghardloop, mamma. Jy moet net lê daar so. En dan kom die Here en hy het tyd met jou, want hy wil jou weer na hom. Hy gebruik siekte, man, om jou te kry waar hy wil hê jy moet wees. Want hy wil jou proen. Hy wil jou nader bring na hom toe. Hy is besig om jou te snoei, want hy wil hê dat jy moet vir hom vrugte dra wat by die bekering was. Een van die dinge wat my altyd amuseer, coach, is wanneer jy kom na die Here toe en jy vra vir die Here, Here, gee vir my 'n werk. Here, kom maak my lewe voorspoedig. En weet jy wat? Hy kom die Here en hy gee vir jou die werk en dit gaan baie goed. Maar weet jy wat in ons soms? Ons vergeet van die Here. Het gaan te lekker, man. Het gaan te goed. En ons vergeet dat dit die Here is wat ons hierdie werk gegee het. Dan kom hy, Oudie, dan kom hy en vat hy werk weg. Hy vat hom weg, want daai werk veroorsaak dat jy van hom af weggaan. Mag God ons help, man. En wanneer die Here vir ons 'n geleentheid gee, Pieter, dat ons nooit van hom sal vergeet en vergeet dit wat hy vir ons gedoen het nie. Die Here is goed, man. Ek sal nooit vergeet hoe die Here se snoeisker op my boom gelê het nie. Ek seker ek het jy al vertel van my matriekjaar toe ek so siek was en almal gedink het ek gaan dit nooit maak nie. Is onmoontlik, Pieter, om 6 maande van uit die skool hier te bly, van die 10 maande om te slaag aan die einde. Is onmoontlik. Hulle gaan vir jou sê jy kan dit nooit doen nie, man. Maar weet jy, deur die wil van die Here, man, kom hy. Hy sit my daar so. Hy maak my siek, man. Ek gee hoop op, man. Ek vra hom, Here, jy kan dit dan nie nou. Hoekom jy die verlede jaar gedoen toe ek in graad 11 was? Here, hoekom nou, terwyl ek so naby staan, so naby aan die einde is? Weet jy, die Here dra my deur. Hy maak my gesond. Ek kom die 3de kwartaal, Pieter, July kom ek terug. In Oktober skryf jy finale eksamen. Die manne sê vir my, jy gaan dit nooit maak, jou brak, weet jy, ek maar volgende jaar weer gekom het. Maar weet die Here is getrou, man, daai jaar slaag ek soos wat ek nog nooit geslaag het nie. En is nie as gevolg van my nie, Bruis, die Here kom die eer toe. Wanneer dinge onmoontlik is, kom hy vir jou deur.
maar hy wil soms sê dat ons op hom moet vertrou. Die Here sny man. Die Here sny dat dit seer is soms oudie. Maar dit is vir ek en jy, dit is vir ek en jy se voordeel. Hoe snoei hy ons? Hy snoei ons deur sy woord. Hebreërs 4:12, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as twee snydende swaard, en dit dring deur tot die skeiding van siel en gees en gewrigte en murg, en is die beoordeel van die oorlegginge en gedagtes van ons hart. Die woord kom en die woord praat met jou. Die woord kom en die woord oordeel jou wanneer jy nie op die regte plek is nie. Wanneer God se woord uitkom man en jy voel dat die pastoor praat nou met my, met weet is nie ek wat praat nie, is die Here wat met jou praat. Hy wil hê dat jou lewe moet in reg kry. Hy wil kom en deur sy woord wil hy die leemtes en tekortkominge in ons lewe wil hy vir ons regmaak. Hy weet wanneer ons nie naby hom is nie man. Hy ken ons man. En daarom kom hy soms, omdat hy lief is vir ons, kom hy na ons toe en hy vra dat ons moet regmaak sodat ons kan vrugte dra. Ons moet regmaak, hy snoei ons, hy praat met ons, hy wil hy goed wat nie daar is in ons lewens sien, wil hy uithaal, sodat ons skoon verhouding met hom kan hê, sodat ons vrugte kan dra, wat van 'n goeie kwaliteit is. Snoei is vir my so belangrik. Ek is naby Klaarbrys, Matteus 7:18, 'n goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie. En 'n slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie. Ek dink in die vorige vers sê hy, elke boom sal geken word aan sy vrugte. My vraag is, watter vrugte dra jy? Watter vrugte dra jy vanoggend terwyl jy daar sit? Is dit goeie vrugte? Is dit slegte vrugte? Want as jy 'n goeie boom is, kan jy nie slegte vrugte dra nie. Dis nie 'n slegte boom wat slegte vrugte dra. Maar weet jy wat wonderlik is, Lionel, van die woord van die Here? Al is hy boom hoe sleg man, hy kan hom goed maak. Al is hy boom hoe sleg, hy sny jou man. Hy sny al die takke af wat hy daar hoort nie. En dan kom hy boom, hy versorg hom so mooi, sodat hy volgende jaar meer en beter vrugte kan dra. Dit is so nodig dat ons gesnoei kan word. Romeine 8 sê ons is nie meer skuldig nie, hy verwyder ons skuldgevoelens. 1 Petrus 2 sê vir ons die vleeslike begeertes wat ons het, moet ons los. Hebreërs 12:2 sê dat ons die laste, die dinge wat ons so maklik omring, dat ons dit moet aflê. Ons moet dit laat gaan, sodat ons skoon vir die Here kan werk. Jy ken jou lewe man. Jy weet hoe ver jy van die Here afstaan. Jy kan maar vir my lieg man. Jy kan maar vir my lieg. Maar die Here ken jou. Die Here weet wat is daar nog in jou lewe, wat nie reg is nie. Week na week kom jy moontlik na die huis van die Here. En ek is bly man, want het wys jy is lief vir die Here. Maar jy dra nog die vrugte wat jy moet dra nie. Daar's nog dinge wat jou keer man. Daar's nog dinge wat jou verhoed om die Here te dien. Ek weet een ding en ek praat oop vandag, plat vandag.
Een ding Pieter wat ons mense regtig van die Here weghou is alkohol. Ek dink dis een van die duiwelse grootste dinge wat hy gebruik om ons van die Here af weg te hou. Vir hy uurtjie of 2 ure, ek sê altyd vir die ouens, ek sal nooit my geld so mors, Michelle. Weet jy, die manne betaal 400-500 rand vir 'n bottel drank. 500 rand. Betaal hulle vir 'n bottel drank, Pieter. Vir 2 uur en sy bottel drank uit. Hy gaan na die toilet toe en gaan hy bottel. Is dit die moeite werd nie, man? En môre gaan jou kop seer, my broer. Nou moet jy weer gaan en die liggaam gaan regmaak. Ek het 'n goeie vriend gehad, ek is amper klaar. Op 'n maandagoggend, het ek maar nie sy naam noem nie. En stuur ek gewoonlik na sy klas toe, Pieter, Lionel. En sy vrou het lekker lunch gemaak. Dan gaan ek en stuur ek op na die klas en sê ek vir hom, luister, stuur my brood wat Esther gemaak het, ne? Stuur het vir my. Ek weet jy gaan dit nie kan eet. Ek weet jy gaan nie brood kan eet nie. So stuur maar hy brood vir my af. Want hy is siek, man. Hy is siek. Nou hoe kan 'n mens die goed gebruik en dit maak jou so siek? Ek weet nie. Ek verseker nog nooit gedrink nie, so ek verstaan nie, Bryce. Ek verstaan nie. Maar tog doen ons dit. Laat my dink aan hy skrif wat sê, die dinge wat ek moet doen, die doen ek nie. Die doen ek nie. Maar jy weet, miskien het dit tyd geword dat jy regtig ernstig wees. Tyd geword, Chantel, man. Ek kyk jou die afgelope 2 weke en jy lyk vir my so mooi, man. En ek vra vir myself, sê vir myself, wag Here, hou vir Chantel net so. Mag hy drank bitter, Here. Laat sy drink, Here, maar sy moenie dronk raak nie. Laat sy drink, maar sy moenie dronk raak nie. Want die Here wil jou gebruik, man, sodat jy meer vrugte kan dra. Ons suster hier so, sy was lang weg gewees, man. En wie die gemeente dink, jy weet nie wie is nie. Ek het geweet, Bryce was hier verlede weekie, want jy ken hulle. Lionel weet ook as hy hier gaan, sê ek om jy was langklaas hier gewees. Maar die Here wil jou gebruik, daddy, man. Maar hy kan jou nie gebruik as jy nog 1 voet in die wêreld is nie. Die Here wil ons moet aflê vanoggend, man. Ons moet let go. En ons moet ernstig wees met daai besluit. Weet jy, wanneer jy ernstig is, nee, wanneer die duiwel nou sien, die man is nou, hy is klaar met dit, Chantel. Jy gaan by die huise, dan gaan die mense vir jou die goede bring. Chantel, kom ons moet gaan. Dan moet jy weet, is die vyand, man. Is die vyand wat besig is om jou te toets. Maar jy moet vir hom sê, vyand, jy's 'n leienaar, man, gaan weg, Satan, gaan weg, man. Ek ken jou nie. God wil ons snoei vanoggend, wat ons vrugte dra, wat by hom pas. En as daar goed is in ons lewe vanoggend, man, wat nog nie reg is nie. Kom ons wees ernstig met die Here, man. Kom ons dien die Here nie 50-50 nie. Maar kom ons wees ernstig met hom en vra hom om te sny en ons wil hom dien en prys soos hy wil hê ons moet gedien word. En as die drank miskien nog in jou lewe is, as dit nog 'n rol speel, dit jou terughou, man, wil ek jy moet kom vanoggend. Ons gaan hy drankduiwel gaan ons vanoggend bestraf, man. Ons gaan hom bestraf, man. Daai drank gaan nooit weer lekker ingaan in jou lyfie, man. Hy gaan loop van die Here wil jou, wil die Here gebruik. En as die mense gaan sien dat Chantel se lewe verander is, dan gaan ander kyk en sê, ek wil ook so wees. Ek wil ook so wees. Want dan gaan ons Bryce ware getuies van Christus is. Kom ons sluit ons oë. Here, U kom vanoggend en U gee vir ons 'n besondere gedagte dat U besig is om te snoei.
Here, moontlik sit ons hier en ons gaan deur 'n moeilike tyd. Ons weet nie waarom en hoekom nie. Maar jy kom volgende en sê vir ons, ek is besig om daai goede wat in jou lewe is, wat daar nie hoort nie, af te sny. En ek het nodig om op die manier met jou te praat. Want dit is die enigste manier hoe jy na my sal luister. Ek wil bid, Here, wil die Gees kom en wil die Gees ons kom oortuig van ons oortredinge en ons verkeerde weë. Kom, Here, en maak ons skoon. Sny, Here. As dit vriende is, Here, sny my God. As dit die alkohol is, sny vanoggend, Here. As dit verkeerde verhoudings is, Here, sny af, my God. Maak hom skoon, my God, sodat ons kwaliteit vrugte vir U kan dra. Elke oog gesluit. Ek gaan nie lank uitnodiging maak nie. Jy ken jouself, man. As daar dinge is vanoggend in jou lewe wat nie pas daar nie, ek wil hê die Here moet afsny. Wil ek jy moet vorentoe kom. Moenie nog sit en twyfel nie, kom vorentoe. Is 'n verhouding tussen jy en God, maar niemand anders nie. Jy en God, en hy praat met jou vanoggend. Hy wil hê jy moet kom. Jy moet kom en skoon maak. Want hy wil ten volle in jou lewe wees. Dat hy daai goed bitter maak, dat hy dit wegvat, sodat jy vir hom